Hallo Dannike, so sê gou vir my, as jy die woord pannekoek hoor, waaraan dink jy? Ek dink aan lekker warm pannekoeke met Nutella oorgesmeer. So Luka, dit is 'n reënerige dag. Wat dink jy aan as jy die woord heerlike pannekoek hoor? Waaraan dink jy? Kerkbazaar. Kerkbazaar. En Kara, waaraan dink jy? Kaneelsuiker. Goeiemiddag julle, dit is 'n reënerige middag hier in Pretoria. Baie welkom by Kom ons gesels episode 32. Nou ja, ek het my lui uit laat staan en begin om pannekoek te bak. 'n Hele klomp pannekoeke moet gebak word want hier is ongeveer 9 mense op my werf wat vanaand wil pannekoek eet. Nou ek het 'n klein boekie by my ouma geërf. Die boek se naam was so ewe Van Heinde en Verre en sy het hom nog met bruin papier oorgetrek. Nou, dit was 'n tipiese samestelling van klomp resepte en op 21 Julie 2004 skryf my ouma vir my: Marissa, met al my liefde, mag die boekie vir jou baie werd wees. Kook en bak maar vir jou man en kinders eendag, wanneer ouma nie meer hier sal wees. Maak lekker kos. Ouma se gebede vir jou sal verhoor word. Ons Vader in die hemel ken sy tyd. Baie liefde, ouma. Nou, met die jare het ek hierdie pannekoekresep nou al baie keer gebak en aangepas, want aanvanklik was dit net ek en my man, so die 4 eier resep het ek toe nou verminder na net 2 eiers toe. Maar deesdae moet ek nou maar die volle resep bak van 4 eiers en 4 koppies meel. So voordat die pannekoek brand, gaan ek maar ek wonder sommer, wat se tradisies het julle wanneer dit byvoorbeeld reën? En het julle ook 'n familieresep wat aangestuur word of gaan koop jy daardie pakkie van snowflake wat die deeg klaar vir jou gemeng is en jy moet net die eier en die olie bygooi. Ek gee glad nie om as jy dit doen nie. Dit is makliker, maar ek moet sê pannekoek bly vir my nostalgies en dit is een van die min dinge wat ek die resep tot op die tikkie volg sodat ons lekker kan pannekoek eet. Ek hoop julle eet pannekoek waar julle ook al is. Geniet die reën, geniet die lente en ons gesels gou weer.